Goeiedag. 'n Besondere voorreg om u weer eens te groet hier in die Weeslig kantoor. Die Here se genade is vir ons genoeg en ons wil hom net prys. Ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Heer, die een wat vir sy lewe vir ons afgelê het. Die tema vir hierdie week is: het jy my waarlik lief? Dit kom uit Johannes 21 en ek lees graag van vers 1. Na hierdie dinge het Jesus weer na sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Die wonder is dat Jesus weer, hy los sy disippels nie uit nie, weer aan sy disippels verskyn het by die see van Tiberias. Daar was by mekaar, vers 2, Simon Petrus, Thomas, wat Didymus genoem word, Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus, dis Johannes en Jakobus. Vers 3, Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Is dit nie wonderlik om uit die woord van die Here hierdie woorde te hoor nie? Petrus sê, ek gaan mense vang. En die ander disippels sê, ek gaan saam met hulle. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Sjoe. Vers 4, en toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Is dit nie so in jou en my lewe, dat Jesus homself aan ons wil openbaar, maar ons hom nie ken nie. Ons nie weet wie en wat hy vir ons is en wat hy vir ons beteken nie. Vers 5, om hom dan self aan hulle bekend te stel, sê vers 5, en Jesus sê vir hulle, my kinders. My kinders. Ek raak skoon bewoe as ek hierdie woorde hoor in die mond van my meester, wat sê my kind. Hy wil met ons 'n ontmoeting hê. Hy wil naby ons kom. Hy wil homself kom openbaar, maar is ons gereed om hom te ontvang? Sy vraag aan hulle is, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom, nee. Wat het mamma vanmôre in jou kospakkie gepak? Wat is daar in jou kospakkie wat jy vir die meester kan aanbied, om vir hom iets te gee tot sy verheerliking? Ja, daardie seentjie daar langs die see het 5 broodjies en 2 visies gehad. En Jesus het dit gevat wat hy gehad het hy vermeerder en 5000 kos gegee. Wat is in ons mandjie, in ons geestelike mandjie ingepak, is my vraag. En omdat hulle geantwoord het, nee, ons het niks, kom Jesus met 'n oplossing en hy sê in vers 6, gooi die net aan die ander kant, die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit in te trek nie. Daarop sê sy disipel, dis nou Johannes, die een vir wie Jesus lief gehad het, wat altyd op sy bors gelê het aan Petrus, dit is die Here. En toe Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed aan, want hy was naak en werp homself in die see. Ek wonder, waarmee gaan jy jou naakte liggaam bekleed? En in watter see duik jy in as jy in die teenwoordigheid van die Here kom?
Is dit die see van ongeduldigheid? Is dit die see van onvergenoegdheid? Is dit in die see van verdriet? Is dit in die see van pyn en seer wat jy deur die lewe gekry het? Petrus het sy boekleed aangetrek. Wat Jesus vir jou en my bied is die kleed van geregtigheid, die helm van verlossing. Hy gee vir ons 'n beld wat ons kan aansit, 'n beld van waarheid. Ja, as ons maar net gewilliglik in die see van Jesus wil induik en na hom toe swem. Maar die ander disippels het met die skuite gekom en net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en 'n vis wat daarop lê. Onthou jy, ons het nou gevra, Jesus het vir hulle gevra, het julle iets om te eet? En hulle het gesê nee. Verbasend, toe hulle op die land kom, toe sien hulle, daar is alreeds 'n koolvuurtjie wat brand, met 'n groot vis wat daarop lê en 'n brood. En Jesus sê toe vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Wat offer ons aan die Here? Wat het ons bereid om vir hom te gee? Kan ons in gehoorsaamheid, wanneer hy ons 'n bevel gee, uitstap en sê, Here, hier is ek, tot u diens, o Here? Want daar was 153 vis in daardie skuit. Hulle kon daardie nette nie met die hand trek nie, hulle moes mekaar help om aan die land te kom. Daar langs die see, nie ver van Kapernaum af nie, het Jesus 'n derde keer aan sy disippels verskyn. Johannes sluit sy evangelie af met die beskrywing van hierdie derde verskyning van Jesus aan sy disippels as 'n groep. Hierdie keer is dit by die see van Tiberias, waarheen hy hulle beveel het om te gaan. Tiberias is deel van die see van Galilea, dieselfde plek, soos ek net nou gesê het in Johannes 6, waar Jesus die brood vermeerder het. 6 disippels saam met Petrus het gaan visvang. Thomas, in Grieks Didymus, albei name beteken tweeling. Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en nog 2 ander, en hulle is dus ten minste 7 disippels. Ja, 7 is God se getal. Dit wil lyk asof hierdie 7 oorweeg om weer hulle vorige beroep op te neem. Hulle volg daar in die leiding van Petrus. Hulle is egter gehoorsaam aan die opdrag van Jesus, wat hy hulle na Galilea toe ontbied het. Die plek waar hulle aanvanklik as disippels geroep is, Matteus 28 vers 7 en ook Markus 16 vers 7. Hoewel die nag die beste tyd van die visvang was, het hulle in die nag geen vis gevang nie. Soos die Emmausgangers verskyn Jesus aan hulle, hierdie keer op die strand, maar hulle het hom eers nie herken nie. Jesus vra dan vir hulle of hulle vis gevang het, waarop hulle negatief gereageer het. Let op dat hulle kinders genoem word, die leidraad moes gegee geword het, want Jesus praat met hulle. Julle is my navolgers. Ja, daardie aand van Johannes 13 vers 33, toe Jesus die voorskoot aangesit het en die skottel water nader gesleep het, om hulle voete te was. Daarby is hulle geroep as vissers van mense. Hulle lewens het nie meer aan hulle self behoort nie. Jesus is daarom hier om hulle finaal te roep, om die roeping wat hy vir hulle uitgegee het uit te voer. Jesus kom besoek hulle, maar hulle herken hom nie.
En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle vir my iets om te eet? Hy gee die opdrag, gooi die net aan die ander kant. Ja, wanneer ons na die stem van die Here luister en ons doen sy opdragte, sal dit wat ons het, omskep word. Sy opdrag word gehoorsaam. 'n verdere verwelkomingsverrassing was, soos ek al reeds gelees het, toe hulle aan die wal kom, was daar 'n vuur met brandende kole en 'n vis daarop en 'n bietjie brood. Hoe die opgestaande Jesus die vis gekry het, wat gekook was en die brood voorberei is, word nie verduidelik nie. Maar die betekenis daarvan is duidelik. Hy is in beheer van alles. Deur self aan wal te voorsien en deur die kombinasie van sy opdragte en hulle gehoorsaamheid. Dit is hoe wonderwerke in jou en my lewens gebeur. Petrus het in die skuit geklim en met die groot vangs die groot visse gehelp om na die wal te bring. Greater blessings comes to the one effort when he follows the Lord's will, het Abam gesê. Hulle het geëet, gefokus op Jesus. Toe roep Jesus vir Petrus een kant toe. Hierdie een wat hom verloon het, hierdie een wat bitterlik geween het, hierdie een wat geweier het dat Jesus sy voete moet was, maar ook sy hande, het hy gesê. Ek sal u volg. Maak nie saak wat nie. Daarmee kry Petrus kans om die vroeë verklaring van onwrikbare loyaliteit aan Jesus te herhaal en die geheue van die verloning uit te kom wis wat in Johannes 18:27 was. Jesus sluit hierdie roepingsgesprek af met 'n vraag. Hy sal God verheerlik met 'n martelaarsdood. En dis hoe Petrus gesterf het. Maar Jesus se belofte bly steeds dat hy vir hom sal sorg. Petrus moet doodsgewoon Jesus se leiding volg. Gehoorsaamheid aan Jesus se opdrag bring sy beloftes in vervulling. Johannes 21 vers 17. En Jesus vra vir Petrus, het jy my lief met die agape liefde? 2 keer sê Petrus, Here, u weet dat ek u lief het met die filio liefde. Agape liefde is om jou lewe af te lê vir jou God en jou koning. Filio liefde is maar net om 'n vriend te bly van die een wat wonderwerke doen. 2 keer het Jesus vir Petrus gesê, die eerste keer, laat my lammers wei. Hierdie klein skapietjies wat ingebring gaan word, laat hulle wei, geef hulle kos, kyk na hulle, pas hulle op. Die tweede keer het Jesus vir hom gesê, laat my skape wei. Die derde keer wat Jesus hom gekonfronteer het met hierdie vraag, Petrus, het jy my lief? Met die agape liefde het hy geantwoord, Here, u weet alles. Het jy al ooit gewonder waarom Jesus hierdie vraag 3 keer vir Petrus gevra het? Ja, Petrus het kort van tevore hom 3 keer verloon. 3 keer gesê, ek ken hom nie. Nou vra Jesus om hierdie vraag 3 keer, sodat dit wat seer is in sy binneste, soos hy seer gekry het, dat hy die krisis oomblik verloon het, hy in sy geesmens kan opstaan en kan sê, Here, u weet alles. Dis juis hierdie Petrus, wat op Pinksterdag opgestaan het, en kragtig
die gemeente na Jesus toe gebring het. 3000 van hulle. Jesus vra hom egter met 'n dringende basiese vraag: het jy my waarlik lief? Kan ek in hierdie dag vir jou vra? Kan jy onomwonde sê, Here, ek is bereid om my lewe vir U af te lê? Ek dink dis die grootste vraag wat elkeen van ons moet hoor in hierdie dag. As ons bereid is om ons lewe vir ons Meester af te lê, dan sterf ons in onsself. Ons word minder en hy word meer. Ons wat klein gelowig is, het 'n verpligting om hom gehoorsaam te wees. Ja, al beteken dit dat ons sal sterwe vir hom. Petrus, ontnugter van sy skynheiligheid. Daar by die vuur het hy 'n masker op gehad. Ek ken hom nie, terwyl hy diep binne in sy hart geweet het, ek het die Here lief. Diep in sy wese het hy geweet, ek ken hierdie man. Ek weet wie hy is. Ek het gesien hoe hy in en deur my lewe geopenbaar word. En ek dink in daardie oomblik het sy gedagtes teruggegaan toe Jesus gevra het, wie sê julle is ek? En hy onomwonde kon sê, u is die Seun van God. U is die Christus wat vir hierdie wêreld sou kom. Petrus, het jy my waarlik lief? Het jy my lief met die liefde wat jy my skape sal oppas, dat jy na my lammertjie sal kyk en dat jy vir my 'n verskil sal maak? Ons moet dalk selfondersoek in hierdie môre doen en verklaar, Here, U weet dat ek U liefhet met alles wat in my is, met al my krag, met al my verstand, met alles. Here, wil ek U dien, onvoorwaardelik, Here, U gehoorsaam wees en 'n verskil maak in die wêreld waarin ons lewe. Kom ons vra die Here daarna. Hemelse Vader, dankie dat ons in die wonderlike naam van Jesus na U toe kan kom. Dankie dat U liefde in ons hart uitgestort het, want God is liefde. U woon in ons. Laat hierdie liefde ons dring om gehoorsaam Jesus te volg. Want Johannes 10 sê, my skape ken my stem en hulle volg my na. Here, vergewe ons waar ons met skynheiligheid voor U aangesig was. Vergewe ons, Here, as ons ontrou was. Help ons, Heilige Gees, sodat ons U kan dien en na U stem sal luister en die visse vir U sal inbring en U naam en die koninkryk daardeur verheerlik word. Ons vra dit in die wonderlike naam, die naam bo elke naam, Jesus Christus. Amen en amen. Tot 'n volgende keer groet ek U. Shalom, die vrede van God gaan met U.